Jy moet my help as daar iets is wat ek uitdoen. Right, so as jy op soek na 'n ongelooflike aanpasbare ras, 'n ander ding wat hom ook lekker maak is hy het lekker breedte. En dan natuurlik is dit 'n Beefmaster, so hy het al die vleis. So kom ons gaan hoor bietjie wat maak 'n Beefmaster anders? Hoekom moet jy daaraan dink om eers 'n kudde op te stel met hom of om in jou kudde in te bring? So kom ons gaan luister bietjie in. Hallo Christiano, gaan met jou? Goed met jou Albert. Nee, kyk, ons kan nie klaar nie as ons nampo. Kyk hoe mooi lyk die goedjies wat hier staan. Kom ons gaan praat sommer 'n bietjie oor die goeters. So 'n Beefmaster is mos nou bekend vir sy vleis, sy groei, sy daai tipe goed. Kan jy 'n bietjie vir my uitbrei wat laat hom uitstaan in terme van sy groei, sy kalfvermoë? Wat maak 'n Beefmaster anders? Wel, Albert, as ek dit vir jou so kan stel, as jy kyk na die bees wat hier in die kraal staan. Ons fokus hierdie jaar was om 'n bees te bring wat van die oostelike Hoëveld afkom, 'n medium raam koetjie, wat aanpasbaar is. Sy kan na haarself kyk op die veld. Die koei kom uit die veld uit nou. En die vermoë wat hulle het om met minimum insette 'n goeie kalf te kan speen en kan aanpas en nog steeds breedte reg deur die. Ek sien die kalfie staan hier agter. Ek wil sommer gou 'n bietjie kom kyk hierso. So hierdie medium raam koei het hierdie kalf gespeen. Ja, dit is so die kalf is nou 'n bietjie vir die skou onthaalwe. Hy's nou 8 maande oud hierso waar sy staan. So en ons het haar gespeen. Ek het haar reeds gespeen op 6,5 maande net om die gewig te kry en ek kan vir jou sê sy 250 kg gespeen en aangepas na 205 dae toe op 268 kg. Wat vir jou net wys die vermoë wat die Beefmaster het om op die veld met minimum insette 'n ordentlike kalf te kan speen wat vir jou 'n kalf kan gee van 45 tot 55% van die koei se massa. En dit is winsgewend en dit werk. Iets wat vir my baie uitgestaan het dat jy vir my gesê het en dit 'n paar keer genoem is, hierdie goed is nie vir 'n skou voorberei nie, hy kom reg uit die veld uit. Dis reg so, ja. En 'n ander ding wat ek wil nou vra is, ek sien daai ongelooflike mooi bil wat daar agter staan. Waar staan julle bulle uit in terme van praat vir my 'n bietjie oor die kruisstelingsvermoë. Wat se tipe voordele sal jy kan kry om 'n Beefmaster in jou kudde in te bring? Wel, vir ons gaan dit oor die raamgrootte. Dit is 'n medium raam bees wat hy het genoeg been, hy het breedte, hy het kapasiteit op hom en hy kan waarde toevoeg op jou vroulike kant deur gewig en massa en breedte by te sit. Dis 'n bil wat aanpasbaar is. Ek het dit al gesê ook, dit is nie 'n groot bees nie. Hy dra vleis, soos jy die bespiering op hy bil kan sien op sy agterkwart. Die bil dra nie die myostatin G nie, wat vir jou nog steeds kan bewys jy kan om 'n skoon bil te kan teel sonder om die geen sterk oor te dra is ook moontlik. Jy gaan nie die plat gatte hê nie, jy gaan nog steeds breedte reg deur die rug oor die boude kan hê met 'n skoon dier en hulle voeg net waarde toe. Jy kan jou koeie 'n mens moet altyd hulle praat dit van jou koeie moet jou bil kan dra, maar met die beeste is dit dis vice versa. Jou bil kan jou koeie dra, jou koeie kan jou bulle dra. En dis wat die ras is, omdat dit 'n 3-kruis ras is daar so groot variant wat 'n positiewe bydrae kan maak. En dit is baie belangrik want baie van die kere probeer mense so afstrewe na 'n medium raam toe dat as jy 'n ander tipe bil op hom sit, dan het jy ongelooflike probleme as dit kom by kalf. Ja. En jy ervaar nie dit nie. Daar is natuurlik altyd hulle sê mos die enigste konstante in boerdery is probleme. Ja. Maar jou probleme is minder omdat jy nie fokus om 'n medium raam te maak, jy is 'n medium raam. Ja, en ook die beeste verander ook maar soos die omgewing verander. Jy verstaan die beeste baie aanpasbaar. Hy is aanpasbaar en kalwingsprobleme die Beefmaster is 'n baie vroeg ryp bees as ek dit so kan stel wat die vermoë gee vir jou om jou versaal op 14 maande by die bil te kan sit, dan is hulle op hulle gewig. Op 14? Op 14 maande kan hulle al bil toe gaan en wat vir jou sê hulle begin kalf op 2 jaar. Jy kry 'n ekstra kalf uit die koei uit en hulle is vrugbaar om herbeset te word al is hulle so jonk. Dit is 'n vroegryp bees en dit is 'n winsgewende ras. En daai is baie uniek want baie keer daai ekstra kalf maak die wêreld se verskil want op die einde van die dag beesboere soek kalwe. Dit is so, ja. En dit is waarop dit afkom. Maar dankie dat jy gou 'n bietjie tyd gevat het om met ons te gesels. En dat ek gou hierso vir die mense groet.
As hy daar, het jy dit van Farmspice af. Dit is werklik 'n aanpasbare ras en soos wat jy gehoor het, ekstra kalf en ongelooflike aanpasbaarheid, pas in soos wat hy aangaan en die maklike ding is, hy werk. Hierdie koei wat hier staan, hierdie ongelooflike koei kom reg uit die veld uit, glad nie gestoet, gevoer, geniks nie, uit die veld uit, in die saal in. En dit is werklik al wat 'n mens soek. Jy wil die waarheid weet, jy wil weet die bees werk en jy wil weet wat se kalvers jy kan kry. Dis Farmspice oor en uit.